Die lof en al die ere aan die koning van die konings. Ons wil die volg, ons wil die dien. En dankie Here dat U so wonderlik is, so naby ons kom en deur die Gees in ons woon. Ek wil bid dat wat ook al vandag in hierdie diens, dat dit onder God se gesag sal gebeur. Ons wil weer uitroep, ons buig ons knieë onder die gesag van Jesus Christus. En ons bid dat die Heilige Gees vandag in elke hart sal werk en beweeg en praat soos wat U goed dink, Here. Ons wil regtig oorgee in U, Here. Mooi fyn luister wat U met ons praat en in ons lewe wil doen. Bid as ons sing, ontvang die lof en ere vandag, Here. Bid as ons Paul met ons praat oor die Gideons en die werk wat hulle doen. Bid ek seën op dit, Here. Werk maar net in elke lewe soos U goed dink. In Jesus naam. In Jesus naam. Dankie Vader, dankie. Ons wil nie kerkel sonder U Gees. Ons wil nie net godsdienstige rituele afhandel nie. Ons het 'n ontmoeting met die Here God nodig. Ons het 'n ontmoeting nodig met Jesus Christus in hierdie tye, Here. Dankie Vader, ons prys ons loof U, al die lof en ere aan Koning Jesus. Amen. Voordat ons eerste liedjie sing, wil ek vinnig julle kort storie vertel. Ons eerste gemeente is in Woolsley en die kinders is so klein. Stefan was so 4 jaar oud gewees en in daardie tyd het my pa vir 'n hartomleiding gegaan en hulle kom toe by ons bly so vir 'n paar dae terwyl hy nou aansterk. En nou is die kinders so klein, 2 en 4 jaar oud en hulle het 'n swaaie onder die afdak gehad en my pa moet nou die hele tyd van 'n swaai en my pa raak 'n bietjie moeg en in elk geval, nou wil ek begin die rede val. Toe ek nou in die week besig is met voorberei vir vandag se set, toe sit ek kinderliedjie in en nou terug te kom nou weer by my storie. Toe my pa raak 'n bietjie moeg en my pa sê vir Stefan, maar oupa is nou 'n bietjie moeg. Hy sê, oupa, kom ek bid gaan vir jou. En net daar 4 jaar oud bid hy 'n kinderlike gebed vir sy oupa. En toe hy amen sê, toe sê hy, oupa, nou is jy reg, nou kan jy maar weer vir ons swaai. En die liedjie wat ons vanoggend gaan sing is 'n kinderliedjie wat sê, my God is so groot en so sterk. En gisteraand terwyl ons met die kinders kuier, kom die storieetjie weer op, hoe hy vir sy oupa gebid het. En toe besef ek, dis hoekom ek hierdie liedjie moes insit hierdie week. Ons moet net weer begin onthou, om soos 'n kind die Here te vertrou en te sê, Here, U het gedoen wat U gedoen het, en nou is dit so, en ons vertrou U, en ons glo U, ons gaan nie verder daaroor wonder nie, want God het die werk gedoen. So kom ons sing lekker.
te word en te loof en te eer en te aanbid. Al die lof en ere aan die koning van die konings, saam met die serafs roep ons uit, heilig, heilig, heilig is die Here ons God. Dankie Jesus, dis goed om U te prys en te eer en U te aanbid in Jesus naam. Loof die Here. Baie dankie, kan die sitplek neem. Ek wil vra we have come into this place, gathered in His name. We have come into this place, gathered in His name and worship Him. We have come into this place, gathered in His name and worship Him. We have come into this place, gathered in His name and worship Christ the Lord. Worship Him, Christ the Lord. We have come into this place, gathered in His name and worship Him. We have come into this place, gathered in His name and worship Him. We have come into this place, gathered in His name and worship Christ the Lord. Worship Him, Daar's nog krag in Jesus naam. Op die naam van Jesus Christus moet vyandsmagte breek. En op die naam van Jesus Christus is daar nog steeds oorwinning, 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 oorwinning in Jesus naam. Dis nog hierdie naam wat bevry en verlos. Dis nog hierdie naam wat ons wil uitroep. En op daardie naam moet elke bose gees gaan en buig onder die krag van 'n lewende God. Ons prys U, Here. Ons loof U. Dis nog in hierdie naam wat ons bymekaar is vanmôre hier, Here. Dis nog in hierdie naam dat elke siekte die liggame moet los. Jesus
Jesus naam, ons glo nog steeds soos 'n kind aan die begin. Ons glo nog steeds soos 'n kind dat by ons God is niks onmoontlik nie. Lukas 1 vers 37, en by God sal geen ding onmoontlik wees. Prys die Here. Jy dalk vir 'n oomblik gou net weer daardie onmoontlike saak voor die Here bring. Wil jy nie gou weer net daardie saak wat vir jou so onmoontlik lyk, net gou voor die Here noem. Prys God, halleluja. Loof die Here. Loof die Here. En ek bid terwyl elke kind van God, elke gelowige, elkeen wat werklik ernstig meen met U, en werklik gekies het om Jesus te volg, die woord sê sal met ons wees, die woord sê is ons helper, die woord sê Here God, U sal neerkom in onmoontlike tye, en in onmoontlike omstandighede, en ek bid dit vanmôre vir elkeen wat nou 'n saak voor U bring. En voordat ons dinge voor U bring, buig ons eers onder die gesag van Jesus. En erken ons U eers as ons Here God. En dan bring ons na U toe, Here. Dan bring ons die sake, selfs dan bring ons die vyandsaanvalle, as dat duiwelse aanval is. Die woord sê, buig jou voor God, en weerstaan die vyand, en hy sal van jou wegvlug. Prys die Here, dankie Jesus, vir elke onmoontlike saak, wat in die hande van Jesus moontlik word. Nie net tot eer van ons en ons gemaklikheid die Here, maar tot eer van die lewende God. Tot eer van die lewende God. Prys die Here, dankie Jesus. Dankie Jesus. Jy kan maar daai kind waaroor jy so bid vir die Here bring. Prys, Here, jy kan maar daardie gesin, daardie omstandighede, daardie dinge wat jy oor God vertrou vir hom gee, al my kommer en al my swaar, bring ek vir Jesus en laat dit daar. Dankie Jesus, U's getrou. U's getrou. Die mens is ontrou, maar God bly getrou. Loof die Here. Loof sy naam. Getroue God tot die einde. Dankie Jesus, dankie dat magte breek van die vyand oor mense se lewe. Dankie dat las word ligter. En terwyl jy daarna kyk op hierdie oomblik, doen jy iets besonders. In harte en lewens, en terwyl jy in ons werk, bring ons en kom ons nader aan Jesus Christus. Loof die Here, loof die Here in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Baie dankie vir Sanders en self. Here se naam groot gemaak. Amen. Glo en vertrou in ons saam met my dat hy is die koning van die konings. En niks is vir hom onmoontlik. Amen. Praat nie maar net dat dit goed gaan met ons nie. Behalwe dit gaan oor hy kan alles doen. Amen. Hy kan alles doen. Stort by jou hart voor die Here. Voor die Here. Ons gaan nou ook woord bedien, maar ons is in vanoggend so 2 wat gaan woord bedien. Paul kan sy maar voor toe kom. Paul gaan 'n bietjie met ons gesels met die Gideons. Sê sommer vir hom voor die tyd dat al die gemeentes waar ons nog bedien het, dit ons al die Gideons tyd gegee, die hulle doen 'n besonderse werk rondom die Bybels. En luister mooi, veral, ek het van die mooiste getuienisse gehoor. Dankie Ronnie, ek het van die mooiste getuienisse gehoor met wat die Gideons doen oor Bybels wat hulle net plaas in die Here doen word. Dus baie dankie en Paul en sien. Dankie. Baie dankie pastoor Niels. Ek het eintlik maar 'n ingeboude uitspreker so. Daai liedjie wat ons nou gesing het. Daar's 'n ander vers wat sê, He is all my righteousness. I stand completely. Vriende, daar's niks so goed soos vormgodsdienst. Ja, amen. Waar mense die vrymoedigheid het om die Here te loof
geprys nie. Maar jy weet, dit is my so wonderlik om in 'n Pinkstergemeente te kom, waar ek vrymoedigheid kan kry, om die Here te loof en te prys, in gees en in waarheid. En daar's niks wat lofprysing kom. Daar's niks wat aanbidding, worshiping kom. Dit is ware godsdienst. Prys die Here. Vriende, Jesaja 55:11 sê, so sal hy, dis wat hy vertaal, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal vermag waartoe ek het stuur, en dit sal nie onverrigte saak uit my toe terugkeer. God se woord is onfeilbaar. En voor dit op skrif gestel is, was dit wat hy gespreek het. Want God is die outeur van sy woord. Daar mag dalk verskillende skrywers wees, maar God is die outeur. En wanneer ons 'n Bybeltjie vir iemand gee, so die Nuwe Testament, dan weet ons, it will accomplish that which we intended to do. So, vriende, ons is bekend daarvoor dat ons Bybels in modelle sit, in hospitale, in klinieke en so. En ook dat ons vir skoolkinders gee. Nou, vroeër in die maand, van die 4de tot die 9de Mei, het 'n klomp kiddo's, ek kon ongelukkig nie toe daar saam gaan het, en die operasie ondergaan, en dit is my baie ongemaklik dat ek nie kon gaan nie, want ek hou daarvan se kinders. Stel 'n vriend was al saam met ons op so 'n blits gewees, toe ons Kokstad toe was. Maar hierdie was nou in KwaZulu-Natal, en 'n klomp kiddo's, met ouens van Amerika, het toegesak daar op KwaZulu-Natal, 3 punte, onder andere Pietermaritzburg, daar rond en so. En hulle in 5 dae 417.000 Nuwe Testamente versprei. Daar's geen manier dat KwaZulu-Natal nie geïmpakteer sal word daar. Dis moet julle nog. Ons kinders van hier is daar om 'n impak te maak. En as ek so 'n bietjie van 'n preek gooi, vergewe my maar ons, elkeen van u en ek, of u Gideon is of wat, u het 'n invloedssfeer, waar u mense se lewens kan impakteer. Dis 'n baie gepaste naam, Pastoor Niels. Dis wonderlik. Vriende, ek kan die 2 terroriste verhale vertel. Baie jare terug, toe ek in Wambeland was 'n polisieman daar. Toe bring hulle 'n terrorist na my toe. Hy so lang hy so baie was, ek kan hom mense. Kom maar van die Kouwelveld af. Maar toe hy 13 jaar oud was, toe hom en sy neefie gegryp daar in Wambeland en hom hulle oorgevat op die grens en opgelê as terroriste. So dit was nie 'n dame wat daar wou wees, maar dit is toe nou wat met hulle gebeur. En aanvanklik het hulle eers geweet in watter rigting om te skiet. Maar hulle was toe skermutsels oor die jare. Maar toe hy nou hier in sy 20's is, toe vang hy weer daar naby ons kaai. En hulle bring hom toe vir my, ek het 'n verklaring van hom neem oor hoe hy 'n terrorist geword het. En die hele dag sit ek in die verklaring en skryf praat deur die tolk, want ek en hy kan mekaar nou nie verstaan nie. Maar nou vra ek, sê ek nou vir hom 'n ding en dan sê die tolk net terug, dan skryf ek dit neer. Maar ek het omtrent 'n boek geskryf. En toe aan die einde van daai dag, toe dit nou al begin huis toe gaan tyd is, toe sê ek vir die tolk, vra vir hierdie, ken hy God? En die tolk vra vir hom, hy sê, hy het al gehoor van God, maar hy het hom nog nooit gesien nie. Dis primitiewe mense, hulle smeer hulle self vol klei, beestes in klei en boombas, hulle glo nie aan was, totdat hulle in die weermag kom, en hulle as hulle onder 'n stort kom, dan wil hulle nooit weer daar uitkom nie. Maar, ek sê vir hom, ja, hy sê, hy het nog nooit vir God gesien. Ek sê vir die tolk, vra vir hom of hy weet van Jesus. Hy sê, nee, hy het nog nooit van Jesus gehoor nie. Kan nie glo dat mense in die tyd, want dis nou op jare terug, hy het nog nooit gehoor van Jesus nie. En binne 10 minute vertel ek hoe die saligheidsplan, hoe Jesus geboor is, hoe hy wonderwerke gedoen het, hoe daai 12 ouens opgelei het, die disippels, hoe hy mense die dood het opgerig het,
blinde oë laat sien, doof ore laat hoor. En ek sê vir die klop, sê, vra hom of hy glo wat ek sê. Hy sê, ja, nee, ek glo. Hy het nog nooit van Jesus gehoor nie, maar hy glo. En ek sê, wil jy jou hart vir die Here gee? En hy sê, ja. En ek bly hom net daar aan die Here. Na Sondagoggend toe weer dieselfde gaan, 'n boodskap bring, ons doen dit hier ook elke Sondagoggend omtrent. Ons op baie polisie stelle, Kwanantaba, Grootbrak, as ons wat op polisie stelle. Ek en my vrou doen dit. Maar daai tyd het dit daar ook gedoen op ons gehad. En toe kom hy weer uit vir gebed. En ek het hom nooit weer gesien. Vriende, die evangelie is kragtig. Amen. Ons moet net daai vrymoedigheid gebruik om dit oor te dra. Jou laaste vraag. Is ek oor my tyd? Nee, kan. Weer so nou die dag, so 'n jaar terug, kry ek 'n oproep, ons het by 'n konferensie en ek sien nie iemand met hom 8 keer gebel vandag. Want ek moet seker dringend wees, dieselfde nommer my 8 keer bel. En ek besluit ek bel dit terug en toe is dit die valke. Jy weet wie die valke is? Die Hawks. Dan sê hulle dat met dringend sien. Ek sê wel hulle kan my so 2 uur maar nee, ek sê 2 uur by my huis. Hulle slaap toe daar. Nou vra hulle my oor 'n saak van die 90 toe ek 'n polisieman se hoe toe was. Want dit is dit terugkom Suid-Afrika toe. En maar wat gebeur het? 'n Jong terroris, 21 jaar oud. Het 'n klomp mense doodgeskiet met 'n handgranaat en 'n politieke vergadering gegooi, mense doodgemaak. En dis nou nie 'n verhaal wat mooi eindig nie. Jy sien, ons kan nie speel met die woord van God. Yes. You either all in, or you're not in at all. Ja. God is either the God of everything, or he's God of nothing. Yes. Amen. En ek hoef nie te sê nie, ek dink ek kry die boodskap Sondag na Sondag. Maar vriende, eintlik is dit 'n ernstige saak, man. Want die ewigheid wag vir ons. En as ek weet, ek gaan nog 20 jaar lewe, dan sê ek, ek gaan 'n bietjie wag tot by die 19de jaar. Maar ek weet dit nie. En ons weet dit nie. Want ek het jong mense, ek was 'n speler gewees. Ek het jong mense in die lydshuis gesien. Maar ek noem dit maar so nie verbygaan, maar ek sê, hierdie man het, en ek vat hom, kontak my op 'n Sondagoggend en sê, sal ek hierdie man uitvat en hom gaan wys wat hy gedoen het. En dan gaan haal hom en vat 'n tolk saam, 'n fotograaf. Nou ry ons hier in Soweto in Johannesburg rond, en hy wys vir my waar hy die handgranaat in die vergadering gegooi het, waar hy mense met 'n AK-47 doodgeskiet. Hy is 21 jaar oud. Maar so deur hierdie trip wat ons nou doen, vat ek die verklaring, want ek weet ons gaan een of ander tyd hof toe gaan. Ons vat foto's, alles en so. En weer eens, toe ons nou klaar is, sê hy vir my, hy sê, if I get an opportunity to do this that I did, I'll do it again. Ek sê vir hom, you are playing with fire. Ek sê, you will one day have to answer to God. And what are you going to say? Maar toe kom ek aflaai daar by John Foster polisiestasie. Toe onthou ek, ag ek het so 'n Nuwe Testamentjie daar my kattebak van mekaar. Ek doen hierdie job al lank al. En ek gaan gee die Bybeltjie af daarso en ek sê vir hulle in ontvang. Give this Bible to Clayton Sitole in the cells I've just brought him. En dan sê reg van die Bybel. Dinsdagoggend kry ek 'n oproep. Clayton het homself opgegaan met sy skoene. Ja. Toe hulle deur die sel gaan, sê daai Nuwe Testamentjie daar. Nie elkeen glo wat ons van sê. Maar die rede hoekom ons daai 470.000 Nuwe Testamente originele taal toegevat het, en ons gaan nou einde van Julie gaan ons weer Kokstad doen vir 30.000 Nuwe Testamente. Elkeen. 2 Petrus 3 vers 9 sê, God wil nie enigiemand verlore gaan. Amen. Maar elkeen. Yes. Elkeen. En ons weet, sommige mense wil nie. Maar ek wil sê, dra maar nie die evangelie waar jy is. Pastorie ons baie dankie vir die geleentheid. Ons waardeer dit so. En ons sal nog
Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here, baie dankie ook al, weet jy, daar is eintlik nog soveel bygetuienisse wat ek dink, kom ek nog vertel oor Bybels wat hulle geplaas het, en dan doen die Here so besonder iets rondom dit. So Paul so praat van die tyd in die polisie, toe ek en sy dogter het ek saam studeer by die AGS in die 90's, en ek het toe net in die polisie uitgekom. So ek het nou nog, toe ek kom, hy was 'n kolonel in die polisie, soos ek, jy is daai net so opgelei, al is jy ook later jy wil nog stryd, jy ou bedeling, jy later sal die Here sien, kolonelle inkom, dis nog ons opgelei, soos ek kom sien, moet ek nou stryd, of wat ook al, ek is al 30 jaar nie, maar ja, treffend, maar geweldige stories wat ons kon vertel oor polisie daar, mense wat met die Here uitkom en daardie goed, maar baie dankie, ek wil ook net dit sê, ons gaan vanuit ons gemeente, ons gaan nuwe planting, maar ons gaan ook vanuit ons gemeente finansiëel saai en gee ons. Amen. Dit is reg so met almal ons dit wat kom saai ons ook dat die Gideons toe en dat hulle werk kan aangaan met die Bybelverspreiding. Amen. Nou die tyd het aangestap. Ek gaan baie kort, wil ek gou vir die skrifgedeelte lees. Is dit reg so? Ek wil graag vir jou lees 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 23. Ek wil graag 'n skrif daar uithaal en ek het my oor kry. En dan wil ek eintlik met jou ietsie praat oor om aan te gaan en God te vertrou en te werk soos om Paul te sê vir die Here, om aan te hou want die evangelie is krag tot redding al word jy ook moedeloos. Net graag dit bysê want ek dink ons moet ook iets verstaan dat ons soms moeg raak. Moedeloos raak, en nie altyd wonder waar jy nie, maar kom lees gou net saam met my, sê, 1 Tessalonisense 5:12-23, hy sê, maar ons vra julle broeders, herken die wat onder julle arbei, en julle voorgangers in die Here is, en julle vermaan, wil jy daai woordjie vermaan, ek weet nie of ons nog in 2025 vermaan wil word nie, maar dis wat die Bybel sê, ons moet mekaar ook vermaan, dis praat, sê dit ook reg, skaam jy, sê, en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes. Ons kan nou nog praat oor wat is die onordelikes, maar vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Dis die verlede Sondag hier was, het ons gepraat oor wag op die Here, hy moeilike een, wag, en ons sukkel om te wag, maar hier sê, wees lankmoedig teenoor almal, sorg dat niemand en ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal, en in die kort versies, wees altyd deur bly, bid sonder ophou, amen. Wees bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle, blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie, kan ek net vinnig iets sê, die beproef, ek het nog sê dit oor die jaar baie, as dit soos, ek kan maar sommer net alles doen, ek kan maar die sonde doen en alles te kere gaan, en beproef alle dinge, so ek kan maar die sonde doen, en toets is dit nou nie vir my werk en al los ek dit nie, dis nie wat die Bybel sê. Die beproef vir hier, wat hy bedoel is, toets die dinge waaroor God se dinge gaan. Toets of dit waar of vals is. Dis hoekom ek sê dit so baie van die, wanneer ek woord bedien, moet julle al, of moet ons al so in die woord wees, en ken dat ek kan toets, is dit die waarheid wat van die kansel afkom, want daar kom baie goed van kansels af. Kom baie goed oor die sosiale media, en dis daar is die, beproef alle dinge sonde, en gaan te kere, en ek is nee, dit gaan oor waarheid, Godse dinge, beproef profesie, kyk of dit van die Here is. Sê, onthou julle vir elke vorm van kwaad, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. Dis die skrifgie wat ek graag wil uithaal, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak,
en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ek wil graag hy skrif net gou weer lees. Ek sê weer, ek gaan nie lang preek nie. Ek wil net hierdie Bybel. Hy sê, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle, hoor nou goed, gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Gees, siel en liggaam. Amen. Gees, siel en liggaam geheilig, onberispelik tot by die wederkoms van die Here. Gelowe wat sê, solank jou gees net oral is, jy kan met jou liggaam doen wat jy wil. So jy kan maar sondig in jou liggaam en praat en sê en doen met jou liggaam wat jy wil. Dis nie wat God se woord sê nie. Gees, siel en liggaam onberispelik voor God. So hoor mooi, luister. Vat 'n bietjie in een, dis verseker kom wederbaar God ons gees dan. Ek gaan nou iets oor dit sê, kom ek sê net so 'n paar ander skrifte gou aanhaal. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, die woord van die Here, hoe Paulus het dit gepraat, die woord werk, dit sny deur. Hy sê en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte, weer eens die drie, gees, siel en liggaam. God se woord werk dwarsdeur in ons totale mens, en as ons wederbaar word ons gees wederbaar, maar hy kom raak op ons siel en ons liggaam. Amen. Ja. Is daar ander skrif wat Paulus gepraat oor die vlees? Ek gaan nou nog 2 skrifte net oor dit aanhaal, want ek wil gou teruggaan na wanneer ons moedeloos en afgemat raak, en ek wil aanhou om die Here te dien in dit sit. Want hoe bly ek, hoe bid ek sonder ophou as ek moedeloos is? Hoe bly ek blymoedig as ek moedeloos is? Jy hoor wat ek sê, daar's 'n plek waar 'n kind van God kan wees, selfs in sy moedeloosheid en die teenkant van hierdie wêreld en al die dinge wat jy teen jou gaan, wat jy nog kan sê, prys God, ek sal aangaan. Prys God, hy is my hulp. Prys God, hy is my bron. Prys God, sy gees woon in my. Amen. Jou gees, siel en liggaam onder die beskerming van die Here, gewederbaar, niet gemaak, inteendeel, julle liggaam bring dit as 'n offer, 'n lewende offer voor die Here God. Jy kan nie net met jou liggaam maak, sommer net wat jy wil. Hy sê Matteus 10:28, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak, maar vrees hom liewer, want die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Ons herinner mekaar net gou weer. Weet dis regtig vermaan word, daar's 'n hemel en daar's 'n hel. Klaar, oor einde verby. Dis wat God se woord sê. Dis wat ons glo. En hy sê weer eens, hy sê moenie vrees nie wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewers wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Lukas 1:46, en Maria het gesê, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my saligmaker. En duidelik hierdie totale menswees van gees, siel en liggaam. Ek wil graag so 1 of 2 dinge net sê, die gees. Jou gees is daardie Godgegewe deel van jou, wat jou in staat stel om met hom in 'n verhouding te kom. Dis die onherskeibaar van jou liggaam en siel, en dis die lamp wat jou die diepste van jou wese deursoek. Spreuke 20:27. Gees van die mens is 'n lamp van die Here, dit deursoek al die kamers van die binneste. Dan kom die Heilige Gees, die Gees van God, sê die woord. Hy sê hy deursoek selfs die dieptes van God. Dis die Gees van jou wat wederbaar is, wat nuut gemaak is, wat God kom nuut gebore deur die Heilige Gees. En dis daardie Gees wat nuut gebore is wat sê, ag, ek gaan maar die Here dien. Dis die Gees wat jou sê, prys God, dien die Here, sy Gees in jou gees
wat nuut gemaak is. Amen. Dis jou gees. Jou siel is jou persoonlikheid, wese van wie jy, wat jou verstand is, jou wil, jou emosies en jou bewussyn, ook onskeibaar van jou liggaam. Dis wat die dood ook oorleef, dit het 'n ewige waarde. Die siel is deur die sonde van God geskei, maar kan met Jesus Christus aan hom herstel word ook jou gees. Dis jou wil en jou denke en jou emosies is jou sielsdimensie. En baie keer werk mense net aan die sielsdimensie. Baie keer bedien ons net die sielsdimensie, so sielkundig is en so, maar as 'n totale mens wees, wat God kom wederbaar, kom nie maak het gees, siel en liggaam, moet heilig staan, eendag tot by die wederkoms van die Here. Want al sterf ek nou in my liggaam, en hy gewy sê die Bybel, ek word in 'n nuwe liggaam opgewek, 'n verheerlikte liggaam. Is dit nie ons wil wees, totaal en al, wederbaar deur sy gees, niet gemaak, gees, siel en liggaam. Jou liggaam is die fisiese deel van jou deur God geskep uit stof, sê die Bybel, van die aarde. Is onderskeidbaar van jou siel en jou gees. Vir gelowiges is die liggaam 'n tempel van die Heilige Gees. Kan ek dit gou net vinnig herhaal? Ek is regtig amper besig om klaar te maak, net nog so 2 of 3 afsluitings dan se klaar. Dis die tempel van die Heilige Gees. Kan ek dit gou weer sê? Jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Jy kan nie sommer ook net met hom maak wat jy wil, en inlaat wat jy wil, en uitlaat. Jy hoor wat ek sê, doen met hom. Jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Eet, drink, al die goede wat ons so doen, wat ons liggame baie keer skade doen. Al die goede nou, so baie sê maar kwyt, die woord van God sê, dat jou gees, siel en liggaam heilig voor God staan tot en met die wederkoms van die Here. Amen. Ek wil dit kort, ek kan baie gaan oplees, maar ek wil dis wat sy woord sê, totaal gered en verlos deur die bloed van die lam, en my liggaam wil hom ook prys, en hom aanbid, en hom eer, en hande klap, my stem wil hom prys, en hom loof, en hom eer, want my liggaam prys hom, my tong prys die koning van die konings, ek kan baie keer stop nie, hoekom? Want my liggaam is ook wederbaar deur God se goedheid en sy grootheid, 'n lewende offer tot die koning van die konings, ook my liggaam is ek prys en loof en aanbid, en as ek uitgaan op uitreiking of as ek sou toe gaan, my liggaam, daarom wil ek ook kyk na hom. Amen. Want hy moet op 'n plek wees om God tot op die einde, laaste dag, te aanbid en te prys en te eer. Bybel gaan verder en sê Paulus leef deur die gees, en dan praat hy van die vlees, dis die sondige natuur, en sê maar my gees en my vlees stryd teen mekaar, en dan sê maar leef in die gees, sit die gees vooraan, nie die liggaam nie, maar sit die gees vooraan, wat God in jou gees kom bring het, en dat hy die leiding gee, lewe in die gees. Maar ek sê, Galasiërs 5:16-17, wandel deur die gees. O, prys God, kan ek dit weer roep oor hierdie impak gemeente, mag die Heilige Gees nooit hier geblus word. Mag die Heilige Gees nooit hier teleurgestel word nie. Amen. O, ek kyk my bitter snaaks aan. O, mag die Heilige Gees die leiding hier gee. Mag die Heilige Gees in ons dienste die leiding gee. Nie is my agtergrond en my opleiding maar, o, moet ek terugstaan dat die Gees leiding gee in my lewe. Wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hierdie staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Baie treffend, daar die stryd is daar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie, dat jy besef jou hulp is van die Here, dat jy besef jou hulp is van die leiding van die Heilige Gees. Of uitroep, soos Dawid, en sê dit omtrent elke diens, wil ek uitroep, Here God, soos Dawid, moet ek nooit die Gees van my wegvat nie. En ek sê weer, hy roep dit in die Ou Testament uit, nog voor die Heilige Gees uitstorting, moet nooit die Heilige Gees van my wegvat nie, want die Heilige Gees was maar nog altyd in werking. Selfs aan die begin sê die Bybel, aan Genesis 1 het die Gees van God oor die waters gesweef, beweeg.
Die Heilige Gees is ook nie iets nee, die Heilige Gees het 'n persoonlikheid. Dis die Gees van God. Hy's 'n persoonlikheid wat kan geblus word. Hy's 'n persoonlikheid wat ons kan seermaak, sê die Bybel. Maar asseblief moet nooit die Heilige Gees onderdruk. Hy wil regtig vir jou wys, Jesus Christus. Hy wil jou troos, hy wil jou help, hy wil jou bystaan, hy wil jou die waarheid vertel, hy wil jou rigting vat waartoe jy moet gaan. Amen. Lief, kan kom speel. Ek wil graag, en nou sit regtig afsluit, ek wil graag afsluit met 3 ouens in die Bybel. Net kort ietsie sê oor elkeen van hulle, en dit is daardie 3, dis nog 'n paar skrifte te gou, maar daardie 3 wat by tye in 'n worstelstryd was. Wat by tye net gesukkel het. Hoor die preek, hulle hoor van die, maar by tye dan ook gesukkel. En gebruik die woordjie moedeloos word. Ek het baie keer ook maar dalk uitgeroep by tye, waar is God? Nie omdat jy nie glo hy is daar nie, maar omdat jy soms wonder, hoekom antwoord hy, hoekom het hy nie ingegryp hier nie, hoekom het hy ook gebid en nie gehelp nie, hoekom het hy, jy hoor waarvan ek praat. Paulus seker die eerste een, hy beskryf dit baie duidelik, sy innerlike stryd. Hy gaan eintlik so verder, hy sê, om die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die verkeerde dit neig ek aan te doen. Dis 'n stryd in hom. En ek dink net weer hierdie man wat ons Saulus was, wat Christene vervolg het en doodgemaak het, en het ontmoet met die lewende God, en verander na Paulus toe. Dink maar net daarna die werk wat hy vir God doen, en dat God kies dat hy die grootste deel van die Nuwe Testament moet skryf, en in die gemeente soms uit die tronk iets, die meeste van die tyd in die tronk het hom geskryf. Dan kom hierdie man van God, wat jy regtig voorstaan, dit jou besonders, en hy sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, dit wat ek nie wil doen, dit doen ek. 'n stryd van Romeine 7:18-19, want ek weet, dat in my, sê Paulus, dis in my vlees geen goeie ding woon. Want die wil is by my teenwoordig, maar om die goeie te doen, vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Paulus, hierdie man van God, wat God so moet ek nie gehad. So hoor ek, nou verskoon het. Amen, sê dit voor oomlik, ek weet dit. Dis 'n gedagteskap wat ek nie langer as 20 minute bly, maar gaan nie saam met my bly groei. Praat met jou wat sê, jou verloor moet ek smoek soms moedeloos. Kry met dit hoor vanmôre van God se man. Kragtig groot dinge het by tye verloos geword. Maar daar was iets van sy gees wat altyd in hulle was gesê, ek sal aangaan. Maar wat sê Paulus, Romeine 7:24, hy sê, ek ellendige mens, ja, ek ellendige mens. Weet jy, die prosperity preachers kom en sê, hulle moet nooit sit goed oor jou sê, moet nie spreek. Paulus sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ja, dis 'n man in stryd. 'n man wat sê, ek het 'n doring in my vlees, ek het na God 3 maal geroep. God sê vir my genade vir jou is genoeg. Prys God, moedeloos soms. Het 'n innerlike worsting gehad by tye van moedeloosheid. Maar hy vind hoop in Christus. Hy sluit is amper so klaar hierdie goed gesê het van moedeloosheid. Ek weet ons sit met in die bank, ons kyk dat ons nie voorprik sê, joh, daai man is besonder kragtig en al die dinge. Hoor maar baie keer ek nie weet wat ek kan doen nie, my liewe broers en susters. Baie keer in die nag wakker skrik en ook nie weet wat gaan ek doen nie. Wat al uitroepe is, Here help, ek weet nie.
Al is ek gesalf, al is ek geroep om God se woord te verkondig, ek sal aanhou, ja, ek sal volhard tot die einde toe, maar ek weet ook nie nou nie. Dis wat Paulus sê, die stryd is geweldig, ek ellendige mens. Teenoor hy baie plekke sê, ek het regtig niks om op te roem. Was net op Christus, nie op die kruis. Ek het regtig niks. Myne 7:25, hy sê, ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. Ek dank Christus. Goed, die eerste en die tweede, gaan vinnig aan Dawid, worstelstryd Dawid, hoewel 'n man na God se hart, het gestruikel in sonde, oorspel, moord, en moes die gevolge van sy skuld en wanhoop dra. Psalm 51 roep hy, skep vir my 'n rein hart, o God, en vernuwe 'n standvastige gees binne in my. Verwerp my nie van die aangesig en neem my Heilige Gees, die skrif wat ek net aangehaal het, nie van my weg nie. Gee my die vreugde van die heil terug en ondersteun my met 'n gewillige gees. 'n Man wat dit uitroep, is 'n man in stryd en hy weet nie wat ek kan doen nie. Psalm 32:3, toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer. Deur my gebrul die hele dag. 'n Man se naam God se hart sê, ek brul van teleurgesteldheid, ek brul van benoudheid, ek het brul en ek sê van mismoedigheid. Ek het die hele dag gebrul, my gebeente het begin uitteer, ken jy om so, wat ek amper sê, te bekommer, dat jou gebeente begin uitteer, want dis wat bekommer is, en dis kom Jesus sê, moenie jou bekommer nie, want hy raak jou liggaam, jy verloor gewig, jy raak siek van bekommernisse, daar die spreekwoord. Ek het gebrul in my benoudheid, sê, want dag en nag was die hand swaar op my krag het verander in somerheid. God is besig met my. En dat het maklik was verseker. Hy was deurdrenk van berou en hartseer oor sy sonde, maar ook van hoop in God se genade en vergifnis. Die laaste wat ek wil aanhaal, die profeet Elia, een van die besonderste, aanbid ons saam. Elia het groot geestelike oorwinnings behaal. Tog het hy by tye diep moedeloos en vrees ervaar na bedreigings van die koningin Jezebel. In Konings 19:3-4, toe hy dit sien, het hy opgestaan, dis nou Elia, en gevlug om sy lewe te red, maar hy het in die woestyn ingegaan, 'n dagreis verder gekom en onder 'n besembos gaan sit. Jy voel baie keer om onder die besembos te gaan sit. Die besembos is dalk nie so baie nie, maar daar het hy, die Bybel sê, die dood begin. Dit is 'n man wat 'n woord gespreek het en wat die gesprek het dit gebeur, sê die Bybel. Dis 'n profeet wat gesê het, so sal dit wees, reël al die dat het gebeur. Dis God vier af met al hierdie wat die profeet gedoen het in daardie tyd. Mense in hulle lewe in gesprek wat God sê. En hier kom hy by plek, hy sê, hy het onder 'n besembos gaan sit en daar het hy die dood begeer en gesê, dit is genoeg. Die Bybel het gesê al, dit is genoeg. Was hulle 'n paar keer daar. Here, ek kan nie meer, is nie nou help, is nie nou inkom, is nie nou deur, is nie nou iets doen, ek kan nie, dit is genoeg, die Here sê. Neem nou Here, my siel weg, want ek is nie beter as my vaders nie. En hy verval in hierdie minderwaardigheid, hierdie selfbejammering onder die besembos, en hy begeer die dood meer as die lewe, terwyl hy net 'n rukkie terug gesien het hoe God hierom werk. Jakobus 5:17 verklaar, Elia was 'n mens net soos ons. Ja, dis bemoedigend. Mens net soos ons. En daar is iets van Godse gees, wat psalmdigter ook skryf. God verwerp nie 'n berouvolle hart en 'n gebroke gees.
Dis asof God kyk na hulle wat op sulke plekke kom en sê, hier sit nou, ek help jou, ek sien, jy's op 'n plek van, jy weet nie, die beste plek soms vir 'n kind van God, selfs hulle wie God magtig en kragtig gebruik, liewe kind van Here, selfs hulle wat in die Gees gelei word, die beste plek vir jou, 'n geseënde, gesalte, die beste plek vir jou is soms waar jy staan en sê, ek weet nie Here, dit is genoeg, ek kan nie meer nie, want dan moet jy oorgee aan die een wat alles kan doen. Dan moet jy hom soos ek my seentjie vir my sy oupa gebid het, dan moet jy hom vertrou, dat jy geen ander keuse nie. Godsmanne het moedeloos en moeg en lam geword, maar prys die Here in sulke tye, dan is die God die waarmaker van sy woord, en hy sê, ek kyk na jou gebrokenheid, ek kyk na jou opregtheid, ek kyk na jou eerlike hart, en weer eens kom ek deur vir jou. Wandel daarom in die Gees, sodat jy die vlees se planne en dinge van sonde nie volbring nie. Wandel deur die Gees, sodat jy kan gaan en 'n impak maak daar waar jy beweeg, daar wat jy lewe. Dis die uitroep oor ons gemeente, nie net in die kerk nie, as jy uitstap, moet jy impak maak vir Christus, daar waar jy is. En hoor my, die dae wat jy moedeloos is, en onder die besembos wil gaan sit, bid, vra die Here dat hy iemand op jou pad stuur om te bedien, en terwyl jy iemand op jou pad stuur wat onder 'n dieper, groter besembos wil jy wil sit, dat jy agterkom hoe God jou bless en jou seën en jou weer optel, want hy hou van 'n gebroke hart en 'n gees wat sê, dit is genoeg, ek kan nie meer. Kom ons bid saam. Prys God, dankie Jesus, dankie vir die woord, dankie vir die Bybel, dankie Jesus vir wat U in die Gideons doen, en ek bid vanmôre, Here in Jesus naam. Oom Sarah, kan ek vir hom vra, moes maar naby oom Paul staan gevoel. Oom Sarah, staan gewoon net naby oom Paul. Strek soms die hande so uit na oom Paul toe wat vir die Gideons werk. Kom ons seën hulle, Vader, in die naam van Jesus. Terwyl die Gideons, terwyl oom Paul en die almal vir hulle werk, terwyl hulle Bybels versprei, bid ek dat die Bybels op die regte plekke in die regte hande kom. En ek bid dat wanneer iemand net 'n stukkie lees uit die woord, want die woord sê, die woord van God sny deur gees, siel en liggaam tot in die diepste van elke mens. Bid ek dat daar seën op dit sal wees. Ek wil bid dat U vir hom Paul deure oopmaak waar hulle bedien. Ek wil bid dat die hand van Here wat reeds al die jare op hom is en op die bediening, dat dit van heerlikheid tot heerlikheid sal gaan. Van heerlikheid, from glory to glory sal gaan. En die woord van God sal 'n impak hê daar waar hulle dit versprei. Ons seën die Gideons, ons seën elkeen wat 'n werk doen daar vir hulle in Jesus naam. Vader, nou bid ek. Iemand wat sê ek is moedeloos, ek is op 'n plek amper soos wat Elia was. Dat ek uitroep, die dood gaan makliker wees deur waardeur ek nou gaan bid ek. Dat U nou in daardie hart sal inkyk. Ag, ek kan maar net vinnig die hart so uitstort na die Here toe. Sê, Here sê ek weet nie, ek wil eintlik uitroep, dit is genoeg. Dit is genoeg. Dankie Jesus, dat U elke hand sien, dat U elke hart nou sien. En ek wil bid dat U sal help nou daar in Jesus naam. Dat ten spyte van die doring in die vlees is U genade genoeg. En dan antwoord U nie die gebede soos ons altyd bid en op ons manier nie, is U genade meer as genoeg. En dan werk dit nie altyd uit soos ons gedink het en ons beplan het nie, en ons miskien gedroom het of wat ook al nie, is U genade meer as genoeg. En sal ons aanhou, en dan word ons moedeloos, is ons hulp, nie van die mens nie, maar van die Here God. Daarom bid ek dat elkeen wat nou sê, Here help my om deur die Gees en in die Gees te wandel, in die Gees te stap, in die Gees te lewe, dat sulke tye daar die Gees in moedeloos tye daar sal wees om op te help.
en krag te gee in Jesus naam. Dankie Vader, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie my Here God vir wat U doen in Jesus naam. Loof die Here. Loof die Here. Ek sê met goed, sê met goed. Dankie Jesus. Geen net so oomblik kans net vra net 'n minuut of twee en praat nog so met die Here. Gee totaal en al oor in hom, dis wat hy soek, jou hele lewe, jou alles. Jou alles. Jou alles. Dankie Jesus.
altyd bly. Dis die woord van God. Die Bybel sê dit gaan vir ewig staan. Daarom as ons in die woord saam wat moet versprei word, doen ons dit met oorgawe. Die woord van ons weet God bly vir ewig. Die woord van God, hy is die woord ook, sê Johannes, die woord bly, jy geweet dat mense bly vir ewig. Die dag as jy sterf, gaan jy op een van twee plekke wees, ja, maar dis ewig. So belê in daardie ewigheidsding. Dit bring seën. Amen. Baie dankie, ek het saam met ons koffie drink en gaan in vrede van Koning Jesus. Amen.